Hallo julle, ons het lanklaas gepraat. Ja, maar goed, dit is daarom voorreg om weer 'n bietjie met julle te praat. Ek wil praat oor die vraag, waarom moet mense wat glo swaar kry? Hoekom het Christene wat regtig opreg is met die Here, wat eintlik onskuldig deur, jy weet, die lewe gaan en dan getref word deur goed wat verskriklik sleg is, wat totaal onverstaanbaar is, en dan kom mense ook met baie keer met oppervlakkige antwoorde wat nie regtig vir jou help nie, want dit is 'n baie moeilike ding, soos byvoorbeeld Job, nê? Ons weet Job se vriende het probeer, maar hulle het eintlik grootliks maar misluk. So die vraag is, hoekom moet Christen, goeie, opregte, gelowige Christen mense moet hulle lei? Nou, daar's 'n ou met die naam van Rumi wat vandag verskriklik populêr word. En ek wil vir julle lees wat sê hy oor swaar kry en wedergeboorte, en oor die rede hoekom jy swaar kry en waarom. Wat Rumi sê, moet jy baie mooi luister, is nie wat die Bybel sê nie. Op 'n manier is dit, maar op 'n manier is dit ook nie. Rumi, moet jy verstaan, is 'n moslim. En Rumi het nie 'n Christus nie, hy ken nie 'n Christus nie, sy God het nie 'n seun wat vir hom gesterf het, of wat in hom lewe nou, en hom as 'n broeder saam met hom 'n pad stap, en hom regtig na God toe bring, om nader en nader aan God te kom. So kom ons kyk wat sê Rumi, en dan gaan kyk ons na wat sê Petrus, een van God se regte apostels, en wat sê hy vir ons, hoekom kry ons swaar? Is eintlik pragtig om die verskil te sien. En die eerste een klink, soos ek sê, baie goed, want dit klink asof jy, as jy net, jy weet, gedissiplineerd en toegewyd is, dan gaan jy, as persoon, jy's die hoofrolspeler in hierdie swaar kry, jy's 'n stuk klei, en God vorm jou, jy weet, jy's die hoofrolspeler in hierdie swaar kry, en God is besig om jou te bytel en te vorm, dat jy 'n beter mens kan wees. Kom ons kyk net, dit is 'n fyn verskil, maar kom ons kyk gou net wat sê Rumi. Rumi sê, wanneer die lewe om jou breek, en jou breek, is dit omdat jy gereed is om anders saamgevoeg te word. Elke stukkie van jou wat verpletter word, is die stukkie wat 'n nuwe plek, 'n nuwe doel, 'n nuwe betekenis sal vind in jou lewe. Vertrou dat die krake daar is waar die lig in jou kom. En soms, in ons gebrokenheid, vind ons grootste heelheid, ons grootste genesing, juis daar in daai gebrokenheid. Ons vind die moed om te herbou, om te herdefinieer wat jy nodig het om sterk te wees, om te herdefinieer wat nodig is om te wees en om deur te breek in die lewe. So wat Rumi sê is, soos ek sê, jy is die objek, en die swaar kry is eintlik die instrument. Hy sê baie min van God, ek weet nie of jy dit sien nie, en hy sê ook baie min hy sê niks van Christus of van die Heilige Gees nie. So jy is eintlik in 'n proses waardeur God jou skaaf en vorm, en dit is die doel. Jy's reg gereed vir 'n nuwe jy. Jy's die volgende hoofstuk in jou lewe. Nou, baie Christenraad, baie mense se Christenraad stop hier, en dis waar, daar is 'n waarheid daarin, maar dit is nie die rede waarom onskuldige mense ly, net dit nie. Daar's baie meer, die Bybel sê vir ons baie meer as net onskuldig. En hoekom ek hierdie ding vir jou wil uitwys, is omdat ons baie keer na God dan kyk, asof hy ons instrument is, ons is die hoofrolspelers, en God maak van ons 'n beter mens. So ek is die middelpunt, en God is besig om my 'n beter mens maak. En uiteindelik gaan die hele lewe daaroor dat ek dan 'n beter mens gaan wees, en gewoonlik gaan daarmee saam ook dat ek suksesvol gaan wees, populêr gaan wees, goeie, jy weet, bates het, invloedryk is, jy weet, sulke goeie. So ek is die hoofrolspeler in hierdie hele verhaal, en dis eintlik waaroor dit gaan. Nou, dit is glad nie wat die Bybel vir ons sê, waaroor ek swaar kry, veral as ek swaar kry, onskuldig, as goed met my gebeur, onskuldig nie. In die Bybel is die Here, is God die hoofrolspeler,
En hy bring my in sy genade na hom toe. En hy sal my nooit in die steek laat nie. Al gaan dit met my ook hoe sleg. Al is daar ook nie 'n nuwe jy in die sin van dat die siekte wat ek het oorgaan of die swak omstandighede waarin ek is of die materiële omstandighede wat ek is verander nie. Dit kan dalk altyd so bly. As jy na Jesus se eie lewe kyk, dan sien jy dat Jesus het glad nie hierdie voorspoed gehad op aarde nie, dat hy nie jy weet alles goed gehad het en maklik gehad het nie, dat hy glad nie gearriveer het op aarde nie. So wat is die doel? Wat is die groot doel van ons swaar kry? As ons na die brief van Petrus kyk, dan sê Petrus vir ons, luister mooi, hy sê, julle moet met groot ontzag werk met die mense wat oor julle gestel is. Nie net die mense wat goeie mense is nie, maar ook die slegte mense. Dis nou in 1 Petrus 2 vers 8. So wees eerlik met almal, wees goed vir almal, al jou baas, al is dit slegte ouens wat jou lewe vir jou sleg maak. Nou sê hy, luister mooi, hy sê, dit is immers genade as iemand omdat hy met God rekening hou, onregverdig swaar kry, lyding verduur. Want watter aanprysing is daar vir julle wanneer julle oortree, julle lyfstraf ontvang, wanneer julle swaar kry, en nogtans daarmee volhard, want jy het dit verdien, né? Dit is iets wat jy verdien het, jy kry swaar wat jy te pak sla, dit is iets wat na jou toe moet kom. Maar, hoor nou wat sê hy hierso, maar as julle volhard, terwyl julle goed doen, en dan ly, en dan nog steeds ly, is dit genade by God. Is dit genade by God. As ek swaar kry, onredelik, sonder dat ek dit verdien, in omstandighede is, wat nooit gaan verander op hierdie aarde dalk eers nie, is dit genade. Hy gaan aan. Julle is immers, met ander woorde, dink gou mooi waarna toe julle geroep is. Julle is hiernatoe geroep, want Jesus het ook ter wille van julle gelei. Hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle in sy voetstappe kan volg. Hy wat nie sonde gedoen het nie, in wie se mond geen bedrog gevind is nie, toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar homself toevertrou het aan hom wat regverdig oordeel. Wat self ons sondes in sy liggaam aan die kruis uitgedra het, sodat ons, nou dat ons sondes afgesterf het, vir geregtigheid kan leef. Deur wie se verwonding julle genees is. Okay, so kom ons dink gou net mooi voor ek verder lees, wat sê Petrus? Hy sê, Jesus se hele lewe op aarde was swaar kry, en dit was genade ook vir Jesus. Jesus het dit gedoen uit liefde, en God het dit sy seun laat lei uit liefde. Daar was niks maklik hier nie. Daar was nie 'n maklike knoppie om te druk, om my te bevry of uit te bring nie. Dit was alles die genade van God. En nou gaan hy aan, hy sê, julle was immers verdwaal soos skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en die bewaker van julle siele. So kan jy sien wat is besig om hier te gebeur. Wat die Bybel vir ons sê, is dat om swaar te kry, as God saam met jou is 'n stuk genade, want dit beteken, jy loop in dieselfde pad as wat Jesus Christus geloop het. Onskuldig, niks verkeerd gedoen nie, doodgemaak, gesterf. As dit die pad is wat jy moet stap, dan is dit genade. Al kan jy dit glad nie verstaan nie. Soos Job se vriende na hom toe gekom het en hom gesê het, ja maar dis hoekom jy dit gedoen het, dis omdat jy dit, jy weet, daai name it and claim it en prosperity tipe teologie. Dis nie in die Bybel nie. Die Bybel sê, dit is alles genade. Dit is alles net God se goedheid, dat ek swaar kry. Dit klink ongelooflik, ek weet. En ek weet, ons word baie keer gevoer met die ding, dat as jy maar net glo, dan gaan dit met jou beter gaan. Jy moet baie mooi verstaan wat beter gaan beteken. Beter gaan beteken dat jy al hoe meer gaan glo in God. Ongevraag, ongeag
die omstandighede waarin ek en jy is. Die feit dat ek in Christus is en ly, beteken dat ek meer as God se genade in my lewe het. Dit beteken dat ek daardie geweldige, ondraaglike, onregverdige goed juis in gebed na God toe kan bring en sê, dankie Here, dat ek in die pad van Jesus Christus kan stap. As hy op hierdie aarde swaar gekry het, as sy hele lewe op aarde, lyding en kastyding, as hy dood is op 33, deur mense verwerp is, waarom Here, wil ek iets anders hê as u genade? My liewe vriend, mag jy verstaan, dat om te ly as gelowige, as jy onskuldig is een van die grootste voorregte. Dis 'n geleentheid wat God jou gee om te kyk of jy waarlik in die geloof is. As ek en jy net glo in God, omdat daar vir ons een of ander voordeel op aarde is, omdat ek die hoofrolspeler is, omdat God 'n bysaak in my lewe is, verstaan ek glad nie wie God is, of wie Jesus Christus is, of wat Jesus Christus vir my gedoen het aan die kruis, en waarom hy dit vir my aan die kruis gedoen het nie. As ek dit verstaan, as ek verstaan, dat die enigste ding wat in hierdie wêreld onverdiend is dit God se genade. As ek verstaan, ek verdien die straf, ek verdien die ondergang, ek verdien die sleg, ek verdien alles, ek is 'n sondaar. Dis niks, daar's niks daarin nie, ek verdien die ergste. Maar juis as ek soos Christus in Christus se spore stap, dan is dit genade, want dan is dit nie meer ek wat lewe nie. Dan leef ek waarlik uit die genade van God. Onthou dit, God is met jou. God sal jou nooit in die steek laat nie. Hy sal jou nooit bo jou kragte versoek nie. Maar moet nooit dink, God is jou gelukbringer nie. Hy bring vir jou baie meer as geluk. Hy bring ewige geluk en ewige verlossing. Shalom.